Sê mense, hier is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel. En ek gaan vandag weer vir julle skok en trek 'n stoel nader. Nou die wat dit nog nie van my ken nie, my naam is Rocco Viljoen. En ek was 'n ex-Christen priester wat geglo het dat Christianity is die enigste weg en dit het 'n rotsvas fondasie. Ek het geglo in alles wat in die Bybel staan en ek het dit net so gepreek. Ek glo vir my die dag toe ek spiritual word was nie maklik nie, want ek het vasgeskop en wou dit nie glo nie. Totdat ek self Christianity en sy fondasies gaan ondersoek het. En toe vind ek dat baie van die goed wat ek oor gepreek het in 'n Christen kerk het nie bestaan nie, of is verdraai, of is later ingedruk in die Bybel, of is dit totale lieg. En vandag wil ek weer aan ene raak, mense. Julle wat vir my so bly boodskappe stuur dat God is 'n drie-enige God, bewys dit. Ek teer jou. Nou kom ek wys jou ietsie. Die woord drie-enige God bestaan nêrens nie. Nie een keer staan dit in die Bybel nie. So waar kom dit vandaan? In 325 tot later 381 jaar na Christus het die kerkleiers van Rome besluit wat mense moet glo en wat hulle nie moet glo nie. Nie Jesus het die besluit geneem nie, ook nie Jesus se disippels het die besluit geneem nie, mense. Nou kom ek vertel jou van hierdie council van Nicaea, want ons kerke vertel dit nie vir julle nie. Daar was 'n groot burgeroorlog gewees in Rome. En daar was honderde verskillende gelowe. En onder andere kinder sacrificing goeders het ook plaasgevind in van daai gelowe. Maar ook Constantine het son Evitikus aanbid en glad nie die waaragtige soos nie. Hy was 'n pagan gewees. Hy was wreed en was evil gewees. Dit is die man wat jou kerk begin het. En toe hy in Jerusalem kom met 'n helse burgeroorlog in sy land, het hy die soldate gestuur en hulle het geplunder en oorgevat en gesteel en geloot en geryp en verkrag. Watse mense was daar gewees in Jerusalem toe hy daar gekom het? Meestal swart mense wat spirituality beoefen het, nie eendag Christianity nie. En hy gaan en hy noem hierdie klomp mense, ag, julle is 'n klomp Christians. En vir 'n lang ruk was hierdie klomp spiritual mense Christens genoem, maar hulle het nog steeds 100% spirituality beoefen. En toe Constantine sien hy hulle wil nie afstaan van hulle geloof nie, toe sê hy, nee, dan ek aanvaar nou Christianity. Toe hijack hy die naam en gaan sit paganisme geloof saam met hierdie Christianity en hy meng dit. En skielik het jy die kerk wat ek en jy vandag het. Weet julle, Constantine het miljoene mense, honderde duisende, maar later is miljoene mense reg oor die hele wêreld doodgemaak deur hierdie einste Christianity waarin jy glo. Elke land is geloot en geryp en doodgemaak en gemartel en geskop en geslaan met 'n Bybel in een hand en 'n swaard in die ander hand. En hierdie Christianity wat Constantine geskep het, is op mense afgedwing wêreldwyd. Ondersoek dit, gerus. In elk geval, en toe gaan Constantine, wat nie eendag, nadat hy gesê dis die enigste weg tot saligheid, nie self 'n Christen was nie. Mense, hy het 5 minute voor hy dood is, het hom gedoop as 'n Christen. Hy het nog steeds paganisme beoefen tot op die laaste minuut. Nou sien julle, hoe kan 'n ware geloof wat deur 'n evil man gestig is, hoekom sal 'n God van liefde 'n evil man Constantine gebruik om Christianity te stig? En dis hoekom ek vir julle sê, dan is dit nie 'n God van liefde nie. Want as hy die donkerste mens kan gebruik, wat 'n geloof op mense moes afvors, weet jy, hulle kos was weggevat, hulle was gekruisig, hulle water was afgesny, hulle was gemartel, die vrouens is in die baie verkrag. Dit is hoe Christianity begin het, mense soos jy dit vandag ken. Toe gaan hierdie council van Nicaea, onthou Rome het bekend gestaan as die sekte. En hierdie klomp councils kom vanuit Rome af. En hulle besluit wat moet in en uit die Bybel wees. En hulle besluit ook, luister, ons het 'n goeie plan.
Kom ons sit die woord drie enige God in die Bybel. Gaan lees daar in Johannes 17 vers 3. Die Vader is die enigste ware God. Gaan lees daar in 1 Korintiërs 8 vers 6. Daar is een God, die Vader. So waar kom julle aan die drie enige God? Wys vir my, bewys dit. Dit doen nie. Die idee van 'n drie enige trio het lank voor Christianity reeds bestaan. Nou kom ek vat julle 'n bietjie terug, ek wys vir julle wat daar gestaan. Die drie eenheid was gewees die Vader, die Moeder en die Kind. En onthou julle, ek het julle vertel in Rome, was die vrou gedemout gewees tot niks toe nie. Want die mans het geheers. En hier kom Rome en pas dieselfde storieetjie af op hierdie klomp spiritual mense in Jerusalem, dwing 'n naam Christianity op hulle af, dwing 'n Bybel op hulle af, dwing 'n kerk op hulle af, en nou sit hulle die drie enige God en hulle haal die vrou uit en sê, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So met ander woorde, die drie enige God is nie geskep deur God nie, is nie geskep deur Jesus nie, is nie geskep deur sy disippels nie, dit is geskep deur mense, wat mense wou beheer, en wat die vrou totaal wou afbreek tot niks toe nie. Is dit nie dieselfde apostel Paul, wat ook gesê het, 'n vrou moet swyg en stil bly, en die man gehoorsaam wees nie? Kom hy nie ook van Rome af nie? Dit is snaaks dat daai wette, kom almal van Rome af. So mense, maak julle oë oop, die drie enige God bestaan nie, dit kan nie bewys word nie, en eers 381 jaar na Jesus vir die eerste keer te voorskyn gekom, nadat hierdie klomp bere, kultleiers van Rome besluit het, ons wil dit in die Bybel sit. Hoekom kry jy dit nie in enige van die geskriftes voor dit nie? Is dit nie snaaks nie? Hoekom het niemand geglo aan 'n drie enige God nie? En jou Bybel self sê, dat God is net een. Daar is net een God, nie drie nie. So hou op om te glo aan 'n drie enige God, wat jy nie kan bewys nie. Glo eerder, dat God is binne in jou, die tempel is binne in jou, die koninkryk is binne in jou, en Christus is binne in jou, en alles wat jy nodig het is binne in jou. Jesus het nie geglo aan middelmanne nie. Jesus het nie geglo aan kerke nie. Jesus het nie geglo aan Bybels nie. Jesus het nog minder geglo aan tiendes. Nou, hoekom doen jy dit? En Jesus, toe hulle van vra, Jesus, wat se tekens gaan daar wees? Toe sê hy, daar sal geen sigbare tekens wees nie. Hoekom wag julle vir iemand om 'n wolkie te kom? Waar staan dit? Nêrens in die Bybel staan Jesus gaan eendag op 'n wolk kom. Daar staan Christ will return. Nou, gaan ondersoek jou Bybel, dan gaan jy lees dat die woord Christus sê duidelik, sê die Bybel, dat Christ is in everyone, in elke liewe mens. Ek en jy met Christus in onsself awake. Ek en jy met hom word liefde, word langmoedig, word verdraagsaam. Dink dit is almal op hierdie aarde skielik besef dat hulle moet dit word en ophou om te wag vir iemand om te kom. Dink dit, hoe vinnig sal aarde in hemel verander. So mense, julle wat nog glo aan daai storieetjie van die drie enige God, dit is geen feite nie, geen bewyse nie. Dit is iets wat net skielik in jou Bybel gekom het 381 jaar na Jesus, en verder het niemand daarvan. Daar's geen bewyse daarvoor nie. So met ander woorde, as jy glo in die drie enige God, glo jy in 'n poep, en niks anders as 'n poep nie. Ek dare julle om my verkeerd te bewys. Groete ook.